Ok, vandag gaan ons werk met lineêre getalpatrone wat onbekendes of x-waardes bevat. Nou, wanneer meeste kinders hierdie tipe somme sien, skrik hulle en hulle raak benoud. Maar, dis eintlik verskriklik eenvoudig. Julle moet net die sekere stappe herhaal, inoefen en elke stap uit jou kop uit ken om hierdie tipe somme aan te pak. So die eerste stap is, jy weet, hulle sê vir jou, dis 'n lineêre getalpatroon. So dit weet jy, dat 'n lineêre getalpatroon het 'n wat? 'n eerste konstante verskil. Wat beteken term 2 minus term 1, as ook term 3 minus term 2. Dit het ons al in die vorige video's bespreek. So die eerste stap is, jy gaan kyk na die eerste konstante verskil. Nou jy weet is 'n lineêre getalpatroon, so jou eerste stap gaan wees om te sê 2x min 3 minus x min 1. Onthou hakkies, dit maak dit net makliker. So in die geval, hou jou eerste twee getalletjies of termes, maal jou minus in die hakkie in, so jy gaan met 'n minus x en 'n positiewe 1 werk. So jy gaan oorbly met 'n 2x minus 1x. Hoekom? Want ons kyk na die wat gelyksoortig is. Die wat dieselfde lyk, gaan ons met mekaar aftrek en optel. So in die geval, 2 minus 1 gaan vir jou 'n positiewe 1x gee. Negatief 3, positief 1, jy gaan 'n negatiewe 2 kry. En jy gaan dieselfde doen met term 3 minus term 2. So jy gaan sê x plus 6, wat ek het vir julle wys, waar die lyn is, die x plus 6 minus hakkie 2x min 3. So jy gaan sit met 'n x plus 6, maal die minus in die hakkie in, minus 2x positief 3. Gelyksoortige termetjies werk saam of word saam opgetel. So jy gaan werk met 'n x en 'n negatief 2x, positief 6 en 'n positief 3. Nou, 'n positief met 'n negatief gaan 'n negatief wees, want die negatief 2 is groter as 1. So jy gaan met negatief 1x werk en jy gaan met 'n positief 9 werk. Nou jou tweede stappie, gaan jy jou twee verskille gelykstel aan mekaar. Hoekom? Dit kan dalk vir julle vreemd lyk, maar dink dit gou aan. As jy na die getalpatroon kyk, van 1 na 3 plus 'n mens 2. Van 3 na 5 plus 'n mens 2. Jou konstante verskil by 'n lineêre getalpatroon is gelyk. So dit wil sê, jou term 2 minus jou term 1 is gelyk aan jou term 3 minus jou term 2. En dis hoekom ons werk met die stelling wat sê, jy gaan die 2 gelykstel aan mekaar. So nou gaan jy werk met hierdie een, so jy gaan 1x min 2, so dis jou tweede stappie, gaan jy gelykstel aan term 3 minus term 2, wat 1x plus 9, so is negatief 1x plus 9. Nou, gaan jy hierdie een oorvat. Nou as jy hom oorvat, word dit 'n positief 1, so dit beteken jy gaan aan die kant met 'n 2x werk. As jy 'n negatief 2 oorvat, word dit 'n positief 2 en jy gaan aan die kant met 'n positief 11 werk. Jy gaan jou x alleen kry, jy gaan aan albei kante deel met 'n 2 en jy gaan met 'n 11 op 2, of in ander woorde,
5,5 werk. Nou, jou volgende stappie gaan wees. Om die algemene term te bepaal, moet jy jou x-waardes in jou vergelyking instel om die getalpatroon te voltooi. So jou stappie 3 gaan wees. So jy gaan 11 op 2 in x se plek instel. So dit wil sê 11 op 2 minus 1 gaan die eerste term wees. Jou tweede term gaan 11 op 2 min 3 wees. En jou derde term gaan 11 op 2 plus 6 wees. Net om het makliker te maak sodat jy die verskillende terme kan sien, highlight ek vir julle die kommapunte. Nou gaan jy op jou sakrekenaar sit, 11 op 2 minus 1 en jy gaan 'n waarde 9 op 2 en jy gaan dieselfde doen met term 2 en jy gaan die waarde 8 kry en jy gaan dieselfde doen met jou term 3. Nou gaan jy jou b-waarde uitwerk, want jy werk met 'n lineêre getalpatroon. So jou algemene term is bn plus c. Nou die verskil tussen daai twee, gaan jy sê 8 minus 9 op 2, gaan vir jou 'n verskil van 7 op 2 gee. Nou dieselfde met daai een, 23 op 2, minus jy met 8, gaan ook vir jou verskil gee van 7 op 2. So dit wil sê, jou b-waarde is 7 op 2. Hoe werk jou c-waarde uit? Jou c-waarde werk jy uit deur te sê jou eerste term minus 7 op 2. So dis 9 op 2 minus 7 op 2 wat vir jou 'n waarde gaan gee van 1. So dit wil sê jou algemene term gaan 7 op 2n plus 1 wees. En dit is jou 4de stap, want jy het voltooi wat jy reeds weet. Waar om jou b-waarde te kry en waar om jou c-waarde te kry. Like, share en subscribe.